Goeiedag, wat 'n voorreg om saam te reis uit die Here se woord. As daar een ding is wat ons almal nodig het, dan is dit brood. Dit is ons stapel voedsel. Ons kan leef op brood. En wanneer ons honger is dit ons eerste linie van kos. Ons het brood nodig. Daarom vra Jesus ook en leer hy ons ook bid om vir vandag se brood te bid, wat God altyd getrou vandag aflewer. In Johannes 6 is daar juis 'n broodnood. Jesus praat met 'n groot skare en dan kom hy agter, hulle is honger. Dit help nie jy preek net vir mense en jy gee nie ook vir hulle kos nie. Die wêreld het brood nodig. En daarom sê hy vir sy disippels dat hulle vir die skare moet kos gee. Hulle dink amper Jesus maak 'n grap en dan bied hulle so half sarkasties 5 broodjies en 2 visse aan. Jesus gryp hierdie kans aan en hy breek die brood en hy gee vir 5000 plus mense kos. En daar waar Jesus kos gee, is daar altyd oorvloed. Hy gee nie te min nie, hy gee te veel. Ek sien dat hulle die brokstukke in reuse mandjies moet bymekaar maak. Die Griekse woord wat Johannes gebruik vir die mandjies is regtig mandjies waarin mense kan sit. So baie kos bly oor. By Jesus is daar altyd seconds. Hy gee vir jou altyd te veel sodat jy het om met ander te deel. Jesus is in die oorvloed besigheid, nie in die te min besigheid nie. Ek het so dikwels al in die kerk het ek groot geword met die idee daar's altyd te min. Ek moes so baie kere hoor, daar's te min betrokke mense, daar's te min lewe, daar's te min mense by die kerk, daar's te min mense by kerklike funksies, daar's te min jong mense. Ek weet nie wat alles van te min nie, maar dit lyk of ons in tekort kom laag te lewe. Maar nou kom Jesus en hy sê, waar ek werk, is daar oorvloed. Ek gee te veel lewe, ek gee te veel brood. In my landerye is die oeste te groot, 30 en 60 en 100voudig. My brood gee lewe. Maar die skare is nie regtig tevrede nie. Nadat Jesus hierdie merkwaardige broodvermeerdering gemaak het, wil almal hom koning maak. Ek sien hulle besluit hy is die profeet. Maar Jesus kom agter, hulle wil hom koning maak sodat hulle vandag se brood en môre se brood en volgende week se brood het. Hulle wil nie supermark toe ry om brood te gaan koop nie. As Jesus elke dag net brood maak, dan kan hy koning wees. Hy weier en hy gee pad. En dis die probleem met baie mense. Baie mense wil God net as 'n broodvoorsiener hê. Hy moet vir my gee wat ek nodig het na my selfsugtige behoeftes. Hy moet sorg dat ek nooit tekort het nie. Seëninge word getel in die hoeveelheid dinge wat God vir my gee, en hy moet dit sommer eintlik al gister afgelewer het. Ons kan nie nog wag vir vandag se aflewering met die motorfietsie wat aangery kom nie. God se hemelse motorfietsie moes al gister die brood afgelewer het. En daarom gee Jesus pad, want hy weier. Hy weier om 'n broodverskaffer op mense se terme te wees. Uiteindelik kom die skare en hulle soek Jesus en dan sê hy vir hulle, ouens, kan ek julle verduidelik? Natuurlik het ons brood nodig, maar julle het geestelike brood nodig en dis ek. Ek het gekom om ware brood uit die hemel te wees. Julle sal my moet eet en saam met my die pad moet loop. En dan sal nie beïndruk nie. Almal waai. Die reuse skare van 24 uur gelede van 5000 plus loop fisies weg. Net die disippels bly oor. Jesus vra vir Petrus, hulle wil julle nie ook loop nie. En dan antwoord Petrus in vers 68 van die mooiste woorde ooit. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat u die heilige van God is. Petrus sê, Here, ek ken die verskil tussen brood
en ewige brood. Ek weet, as ek brood eet, gaan ek môre weer honger wees. Maar u woorde, u teenwoordigheid, dit is ewige lewe. Dit voed my siel nou, vandag en elke ander dag. Selfs al skree my maag van hongerpyne, weet ek, u brood, u self is genoeg. Here, waartoe sal ek gaan? Ek kan nie na 'n supermark toe gaan en ewige brood kry nie. Ek kan net na u toe gaan. U het die woorde wat vir ewig lewe gee. Wat 'n aangrypende gebeure. Mense soek brood en Jesus gee brood, maar hulle is nie tevrede nie. Vandag se brood stel niemand tevrede nie, want môre is op pad en môre is ons weer honger. En wat gaan van die toekoms word? Maar wanneer Jesus jou ewige brood is, dan kan jy elke dag in die ritme van vandag saam met hom loop en leef. Want Jesus wat vandag se brood vandag gegee het, sal dit môre ook doen, maar meer as dit. Jesus is vandag en môre en oormôre en vir altyd se lewende brood. Daarom, om na hom toe te kom en by hom te skuil, is om te weet, jou geestelike honger en jou geestelike dors is versadig. Hy is die groot verskaffer van ware brood en ware lewe. En Petrus se woorde gryp my in die hart en daarom wil ek saam met Petrus sê, Here, waartoe sal ek gaan? U is genoeg. U is te veel. U oorlaai my met al u oordaat en al u seëninge. Daarom bly ek by u. Daarom wil ek onder u vleuel skuil. In u lig wil ek my lewe leef. Kom ons bid saam, dan sê ons vir die Here dankie vir dit wat hy vir ons doen en gee. Dankie Here vir elke porsie brood op my tafel. Dankie dat u vandag weer betyds is met vandag se porsie brood. Maar dankie dat u self lewende brood en lewende kos is. Here, waar sal ek heen gaan behalwe na u toe? U het die woorde wat vir ewig lewe gee. Ek prys u daarvoor. Amen.